'n briefie wat hulle vir ons aangeheig het. Hulle sê, as môre sonder my begin, as die son opkom en jy vind jouself bewoe en ek is nie meer daar nie, waar jy by my soek met trane in jou oë, dan wens ek dat ek jou nie meer soveel soos gister sal treur oor my. Terwyl jy bly dink aan al die baie dinge wat opgesê bly. Ek weet hoeveel jy... Sorry. Nee, I'm so sorry. no, it's okay. You might enter. Just be careful. Just going to give us some time. Do you want a pamphlet perhaps, sir? The lady will hand you one quickly. Jammer, ek weet hoeveel jy vir my lief is en net soveel as wat ek vir jou ook het, is in elke keer wat jy aan my dink, weet dat jy bly my hart se dief. So as môre sonder my begin, moet nie aan my dink as ver weg nie, want elke keer as jy aan my dink, sal ek by jou wees, in jou hart vasgevlek. Dit is so opvallend dat 'n mens dit kry dat selfs uit 'n persoon wat nie meer saam met ons is nie, ons kan hulle hart deel, ons kan hulle gevoel kry, ons kan hoor wat hulle vir ons wil nalaat. En daarvoor is ons baie bly dat ons dit kon gekry het. Maar dan, ek sien hulle het 'n spesiale gedeelte wat hulle graag wil behandel, Spreuke 3 vers 6, ek weet nie wie se gunsteling gedeelte is dit nie. Is dit Maasinne? Goed, ek het met die dame gepraat en ons gaan dan Spreuke 3 hanteer. Dit is vir my ook 'n bitter baie mooi gedeelte. So ek wil gou vir ons net 'n stukkie uit die Bybel uitlees en dan gaan ons verder gaan, maar voor ons daar begin, kom ons seën net die woord. Heer, met die Bybel nou hier voor ons oop, Here. Ek wil hê dat U ons sal stil maak, ons sal rustig maak, Here. En dit wat U vir ons sal sê, Here, dat ons dit kan hoor en verstaan en begrip dat U vir ons wil sê wat daarin staan, Here. Here, seën dit, Here. Seën dit aan ons liggame, Here, en maak ons opreg dankbaar daarvoor, Here. Amen. Goed, ek gaan verder voort. Spreuke 3 vers sê ek gevra 7, maar ek wil graag 'n paar verse byvoeg wat meer opvallend gaan wees. My seun, moenie vergeet dat ek jou geleer het nie. Hou vas aan my opdragte, dan sal ek jou lank laat lewe. Ek sal jou 'n vol lewe gee, aan liefde en getrouheid nie. Koester dit soos iets waardevols wat jy om jou nek dra. Skryf dit op 'n tafel van jou hart. Jy sal guns vind by die God en by die mense. En dan baie belangrik, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God en alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Moenie jouself oorskat nie. Hou eerder dig die Here voor jou oë en vermy alles wat sleg is. Dit sal jou gesond hou, jou lewenskrag vermeerder. En die tannie se geliefde versie sal wees, moenie jouself onderskry nie, maar hou eerder die Here voor oë en vermy wat sleg is. En daar sê die tannie vir ons baie duidelik, wat 'n moeder was, wat vir ons sê dat ons is hier op aarde om iets te kom leer van die Here. En as ons net ons aandag fokus op die Here, dan sal dit met ons almal goed gaan op aarde. As ons almal aan mekaar sal goed gaan, sal dit nog beter gaan. Hoe geneig is ons net om altyd te kritiseer, sê ja maar, ons moet vergeet van ja maar, en maar onthou, nie ja maar nie, is hoekom nie. Hoekom kan dit nie gedoen word nie? Daar's geen reël wat sê dit mag nie gedoen word, of dit kan nie gedoen word nie. Ons moet net sê, dit sal gedoen word. Dit is die Here se wil. En as die Here vir ons 'n ding dan gee, dan is dit finaal en dit is sy woord. En daarom wil ek sê dat
daar waar die Tannie nou die lang siekbed agter haar rug het, en sy is nou veilig by die Here, ek glo as ons vandag na haar toe kom, ek weet as 'n kind is dit moeilik om te sê, ek het dieselfde pad al deurgestap. As ons vandag na Tannie Bybel toe moet gaan en sê, Tannie Baby, wil jy terugkom na die aarde toe? Dan sal sy vir jou sê, nooit, ek is tevrede by die Here. Ek wil nooit weer terugkom nie. Ek is baie lief vir julle, maar ek het my Here gekry. En ek wil hê julle moet weet daarvan dat, so lief as wat julle het, haar gehad het, het sy julle ook, maar sy het die Here baie liewer. Van dit was haar einddoel gewees, om te kan weet, sy het iets op aarde vermag, wat vir haar gegee is om te doen. Sy het haar taak wat die Here vir haar gegee het, voltooi. En dis hoekom hulle sê, dit sal jou lang lewe laat lewe. En die Tannie, jy weet, ek sê altyd, ons het 'n gesegde, as jy 60 is, dan is jy geseën. As jy 70 is, dan is jy baie geseën. As jy 80 is, het jy iets wonderlik gedoen. So as ek kyk by 80, dan het ons regtig iets wonderliks gedoen. Dan was sy regtig 'n voorbeeld vir ons. En dan kan ons met vrede sê, ja, dat die Tannie het gekom, die Tannie het ons baie wysheid goede gegee. Sy het ons vir ons geleer, wat sy wil hê, ons moet weet. En wat sy graag wil hê, ek en jy moet doen. En dan, as ons dan nou vandag later hier uitgaan, laat ons weet, die vrede is by haar. Sy het vrede wil, en sy wil hê dan ook, ons moet vrede kry. Ek weet, ons wil nie dit hoor nie. Ons wil dit nie hoor nie. Ons wil nie hoor dat sy is op 'n beter plek nie. Ons wil dit nie verstaan nie. Maar glo my, sy is. En dan, so daar, waarvan jou broers nou ongelukkig nie hier kan wees nie, ek dink, as hy in Rustenburg sit vandag, sal hy besef dat hy so graag hier wil gewees het, maar in gees is hy reeds hierso, en ons moet dit so aanvaar. Partykeer is dit nie altyd moontlik om maar gelukkig met die moderne tegnologie kan ons daarom elke sekonde van die dag by mekaar wees. So daarvoor sê ek vir julle baie dankie. Daarvoor moet ek vir jou ook sê baie dankie daar. Dan wil ek net vra mense dat ons moet Tannie Baby onthou. As die een wat liefdevol was, as die een wat 'n ma was, as die een wat vir ons so baie gedoen het in lewe. Ons is so geneig om te sê, hoe oud het jy geword en wat het jy bereik in die lewe? Tannie Baby het baie bereik. Sy het kinders gehad, sy het kleinkinders gehad, sy het agterkleinkinders gehad. En wie van ons kan sê ons het kinders? Wie van ons kan sê ons het kleinkinders? En wat nog te sê om geseën te wees om agterkleinkinders te hê? So dit is 'n regte seën van die Here af, om vir ons almal dan te kan sê, hier is ons, my kinders, luister wat ek vir julle sê, hoor wat ek vir julle sê, gaan uit, maar gaan uit en leef in vrede, moenie net met in geweld gaan nie, gaan en hou die familie by mekaar. Van ons is so geneig as, ek moet dit vir julle sê, my ma so 15 jaar terug ook afgesterwe en ons was 10 kinders gewees. 9 seuns en 'n dogter, ek was net 'n toevallige jongste kind. En almal was by mekaar, maar toe my pa is in 72 oorlede. En toe het my ma ons alleen groot gemaak. En ons het aangegaan tot vandag toe. Nadat sy weg is ons hele familie uitmekaar uit. En dit is hoekom ek sê, nou net genoem het dat, ek wil hê julle moet as familie nog steeds by mekaar bly. Van 'n een ma, hou jy hele familie by mekaar. Pa kan dit nie doen nie, net 'n ma. Net 'n ma kan dit doen. Ons kan maak net wat ons wil. Sonder 'n ma is ons niks nie. Van dit is die fundament wat op alles gerig is, alles gegrond is. En daarom wil ek sê, gaan mense, wees dankbaar. Wees dankbaar dat jy nog 'n ma het. Wees dankbaar dat jy nog 'n suster het. Wees dankbaar dat jy nog 'n geliefde het. Wees dankbaar dat jy nog vanaand kan sê, ek het iemand waarvoor ek lief is. Iemand wat ek by my kan hou. So, ek wil dan net basies klaarmaak om te sê dat
die lewe gaan vorentoe nie dieselfde wees nie. Hy gaan glad nie dieselfde wees nie. Julle gaan nog baie dae kry wat julle gaan wonder, hoekom Here? Hoekom my ma? Hoekom nie daai een se ma nie? Maar ons moet net altyd onthou by die berusting daarby, dat die Here het ons almal lief. Hy gaan vir ons tyd gee, dat hy gaan kom en hy gaan tyd gee wat hy ons gaan wegraap. En wat het ons in daai tyd, wat hy vir ons gegee het? Wat het ons gedoen om sy naam te bevorder? Wat het ons gedoen om die Here te prys? Wat het ons gedoen om te sê, Here, U is groot, U is magtig? Val nou, ons is nou in die Paastyd, ons het gister ons 'n kruisiging gehad in die Dutch Reformed Church so, en dan besef jy wat die Here deurgemaak het om vir my en vir jou te kan lei. En hy was onskuldig gewees, maar hy was bereid om te sterf vir ons sondes. So, ek wil net regtig op julle harte sit, dat julle as familie, broers, susters, niggies, neefies, net naby mekaar sal wees. Net mekaar sal sê, ek is daar vir julle. Tel net die telefoon op en vra, hoe gaan dit? Stuur 'n boodskap. Laat ons net weet hoe dit met mekaar gaan. Laat ons net 'n kommunikasie het met mekaar. Dat dit nie net hierso waar ons nou hier is, gaan stop en nie weer verder gaan nie. Van jy weet, ek sê altyd, is gewoonlik net by begrafnisse en by troues, wat mense by mekaar kom. Maar laat ons meer by mekaar kan kom. Van die mense wat nou hierso sit, as ons weer by mekaar kom op so 'n situasie, gaan daar van ons nie meer wees nie. Ons gaan die prys moet betaal. En dan sê ek altyd, is jy reg om die groot prys te betaal? Soos ek altyd vir my kinders ook sê, jy weet, gister is verby, ons kan nou niks meer aan gister doen nie. Ons kan nie sê, kan ons nie maar die dag terugkry nie. Maar aan vandag kan ons so baie doen. Van vandag kan môre bepaal. Maar as ons aan niks aan vandag gedoen het, en ons het nie uitgereik na môre toe nie, sal dan nooit 'n môre wees vir ons nie. Van môre gaan ons steeds gister wees. So ek wil vra, en ek wil dit regtig op die familie se hart druk, dat Tannie Baby se lewe vol was, dat sy 'n goeie ouderdom gehad het, en ongelukkig is dit so, ons almal is nie vir altyd op aarde nie. Sy het haar einddoel bereik, sy het die wedloop geloop, sy het hom voltooi. En daarom moet ons haar rus gee. Ons sal net in 'n gebed gaan. Heer, dankie vir die voorreg dat ons kon uit die skrif lees, Here, dat U groot is, Here, dat U magtig is, Here, en dat ons U moet vertrou. Here, daar waar ons dan nou verdere goedjies gaan doen, Here, hierso by die kapel, Here, seën dit, Here, seën die familie wat dan verder gaan, Here. Here, en maak ons opreg dankbaar met die wete dat U is daar, U is groot, U sal altyd vir ons daar wees, Here. En Here, daar waar ons dalk baie keer afval van die pad af, Here, vat ons en bring ons na die regte pad, Here. Here, U is alles tot in staat, Here, en daar wil ek by U pleit, Here. Ek wil vir U vra, Here, help ons, Here, druk ons terug, styf aan U, hou ons vas, Here, en moet ons nooit laat gaan nie. Amen. Ek wil net bedankingsbriewe lees wat ek ontvang het. Okay. Die eerste brief sal lees, Mams, toe Jesus saggies jou naam geroep het, was ons nog vashou, maar Jesus het geweet dat mamma rus nodig het. Ons kon nie dankie sê vir die fondasie wat Mams vir ons gegee het, 'n fondasie van liefde en omgee. Dankie vir die liefde, die tandebyt, geduld, laggies wat ons gedeel het, voor die einde wat ons ook saam moes gepak het. Die laataand geselsies, en as ek moes laat werk, en ma saam met my wakker gebly het. Die grill vir die koskanaal, wat ma nou so graag op YouTube gekyk het, die badkamerbesoeke, wat baie keer as 'n grill in jou lagby vir my uitgedraai het, die trane wil nie ophou nie,
maar ons weet dat jy gelukkig is en in die arm van Jesus en dat jy saam met Pa, Dotter en al die geliefdes is. Ons lief vir jou, ou vrou, en gaan jou oneindig mis. Rina, Shelton, Sam en Mariska. Dan die volgende sal wees, ouma, dit was 'n eer om jou kleindochter te wees. Ek sal nooit vergeet dat ouma my geleer het nie. As ek geweet het dat ouma nie meer gaan sien nie, so ek ouma 'n langer drukkie gegee het, en toe ek ouma laas gesien het, lief jou ouma, forever and always, Moni. Is Moni hier so toevallig? Baie dankie. My ma, daar is so baie wat ons kan sê. Ma, jy het so 'n groot persoonlikheid gehad. Daar is 'n leemte is wat deur ons almal gevoel word, kinders, kleinkinders en tot die troeteldiere. Jy, my ma, die vermoë gehad om enige iemand se hart te steel. Daar is 'n leemte wat nie gevul kon word nie. Dis wat ek te dankie aan my ma. My ma het ons fondasie reg gelê. Gaan jy so baie mis, ma? Jou kuietjies by jou geselsies. Dit saam kyk na die programme op TV. My ma, ek sien die hartseer van almal wanneer ma in aanraking gekom het. Maar daar waar my ma is nou stilte, 'n stilte wat niemand sal kan vul nie. My ma is baie lief vir jou. Ek sal altyd lief bly vir jou. Daai stilte in my hart is jou plekkie, my ma. Eugene, is jy nie? En dit is vir my so, jy weet, as 'n mens op daai goed te kom, jy praat uit jou hart uit, jy praat nie net in die lug nie, jy praat regtig wat regtig hier binne in jou hart aangaan. Ouma, ek weet nie eens waar om te begin nie met my woorde nie. Dankie dat my lief ouma gehad het, ongeag die uitdagings van die lewe. Dankie dat ouma die gom van die familie was. Dankie dat ouma my kinders lief gehad het, asof hulle die enigste klein mensies op aarde was. Gee 'n spesiale drukkie vir mamma en pappa. Ek sal verseker vir ouma kan soek, wanneer ek eendag die ewige lewe betree. Rus nou sag in pappa, Jesus Christus se arms. Ouma, jy verdien elke mooi wat die hemel kan gee. Paint die sky is beautiful for us, ou vrou. Lief jou ouma, Esther. Een mens wat deur oë vol trane na die lewe kyk, sien in alles 'n reënboogglans, wat in ander onsigbaar is. Om die glans nie ware te skat nie, moet jy ook weet hoe donker dit kan wees, en ons uiteindelik by die reënboog uit te kom, moet jy ook trane ken. In elke ervaring, elke stukkie van die lewe, is daar iets om dankbaar voor te wees. Maak jou hart se oë oop vir al die mooi dinge van die lewe bied, want daarin is 'n salf die seer. En dan, ons is baie lief vir jou, ouma. Geniet die tuinmaak in die hemel se tuin, tot ons weer ontmoet. Jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. En dan het die familie ook gevra, ek moet die volgende bedankings doen. Hulle vra ons moet ook vir Atlas bedank, dan ook vir Gartman, ambulansdienste, en dan vir Livingstone, en dan Dr. Pillay, en dan Legacy Funeral Homes. Abby, baie dankie. Soos ons altyd sê, die diens is voortreffelik. Ons weet ons kan op jou staat maak. En dankie dat jy aan die mense. Dit is maar moeilik. Ou verstaan nie altyd nie. Dankie dat jy daai empatie het, dat jy saam met hulle kan die pad stap. Ek weet nie, ek dink amper my program is op, ek weet nie of daar enigiets verder vir julle is nie. Dan wil ek net vra, dan net voor ons afgaan, wil ek net vra die persoon wat die kers aansteek, net vir my daar staan, en dan kan jy hom aansteek, en dan gaan ons 'n gebed doen, en dan sal ons die verrigtinge voltooi. Jy kan die kleintjie vir ons uitblaas, en dan kan jy die lang enetjie aansit. Heer,
daar waar ons nou tot die einde van die verrigting kom, Here, wil ek vra, Here, hou u hand van bewaring oor hulle, Here. Die wat seer het, Here, beskerm hulle. Here, maak hulle hart sag, maar rus op hulle, Here. Laat hulle weet, u is daar, u sal hulle omvou in die liefde van God, Here, en dan daar, waar ons dan nou allemaal hier uit mekaar uit gaan, Here, as het u wil is, Here, hou ons veilig en bring ons by ons onderskeide plekke waar ons gaan woon, Here. Here, ek weet, ek kan dit vir u vra, Here, van u God. U is 'n geloofdige God, Here, u is 'n groot God, en u sal vir ons alles doen wat u vir ons kan. Here, en daarom vra ek, Here, behoed en bewaar ons. Ek vra dit, Here, in die wonderlike grote naam. Amen. Art high above all the earth, thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted, O far above all gods. And I exalt thee, I exalt thee, and I exalt thee, O Lord, and I exalt thee, and I exalt thee. Oh, and I exalt thee. Oh, I exalt you, oh Lord. I exalt you, oh Lord. Oh Lord, oh Lord, and I love you, Lord, and I lift my voice, I lift my voice, oh, to worship you, oh, my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, oh, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound. Oh, and let it be a sweet, sweet sound. Oh, and let it be a sweet, sweet, oh, my life, oh, in your, every breath that I take, every move that I make, Lord, let it be a sweet, sweet sound. Oh, let it be a sweet, sweet sound. Oh, in your ear.
And what a friend I found. You are closer than a brother, and I